Ja, wat ons opval hierso is hoe vriendelik die mense is. Jy weet, almal groet mekaar. Ja, dis pragtig hoor. Ja, dis lekker. Ek dink dis ook maar deel van ons tradisie, né. Dis aan die een kant is 'n klein dorpie, so mense het so stelselmatig en te getrek en mekaar leer ken. As jy by iemand ry wat jy ken, dan groet 'n mens. Dan groet jy hom, ja. Dis ook deel van ons tradisie, Afrikaner tradisie, dis opregtheid. En dis goed. So, dis baie lekker. Ja, so vriendelik, ja. Kyk. Daai ene. Daai baie dankie hoor. Ek vat hom net so. So wat noem hulle jou koffie? Ja, is 'n plaasjappie. 'n Plaasjappie. In plaas Americano. O, dis oulik. Ja, ek hou van die naam. Ja. Ek moet eintlik daai afneem. Ja, jy moet daar's so 'n paar stasie koffie en alle cappuccino is 'n kappie koffie. Ag, dis oulik hoor. Ja, hoekom nie? Ons is mos Afrikaans. Ja, presies. Ja, presies. Ja. So, hoe lank is jy nou al hierso? Interessant genoeg is ek gebore in Orania. So ek is hier in die dorp gebore. Ek het hier groot geword, ek het die skool gegaan. En toe ek gaan studeer in Pretoria. Wat jy geswat? Ek het menslike hulpbronbestuur geswat en toe in heers en kommunikasie. Sjoe. En toe het ek vir so 'n jaar gewerk in Pretoria en nou is ek weer terug Orania toe. Okay. So jy is 'n paid person. Jy word 'n salaris betaal. Ja, ek werk vir die Orania beweging. Die Orania beweging is ons idee organisasie. So die doel van die Orania beweging is om die idee van Orania, die idee van Afrikaner tuiste na buite toe te kommunikeer. So dis waar ek aangestel is dan nou as 'n kommunikasiebeampte. Okay. So so wat is goed vir julle? Wat is goeie wat is goeie publisiteit? Nou, hulle sê enige publisiteit is goeie publisiteit, né? Ja. Ja. So hierdie onlangse EFF mars wat het hy toe nou hy toe maar besluit om hiernatoe te kom, net toe gaan hy nou maar in Kimberley, ja. Toe gaan hy Kimberley toe. Na die premier se kantoor toe, ja. Ja. Dit was goeie publisiteit vir julle. Dis baie wel goed, dis nooit lekker om aangeval te word, nie, verstaan. Dit is nooit lekker om jouself te moet verdedig in die media of vir jou mense te sê mense is paraat hier op Orania. Dit is ons is nie 'n sensasiedorp nie. So is die ouens besig met 'n werklike lewe en hulle gaan huis toe en werk toe en kerk toe en skool toe. Ja. En mense vergeet dit soms, veral as jy 'n toerist is of veral as jy van die media afkom met jou kamera, dan kom jy en jy het so 2 dae se sensasie en beweeg jy weer aan. Ja. Die res van die mense moet hier aangaan met hulle normale lewe. Presies. So dit is nie lekker om aangeval te word soos dit nie. Maar wat ons geleer het al van die EFF en selfs die ANC en politieke partye, veral hier rondom die verkiesings, dan word Orania nou weer daai in Engels noem hulle dit 'n buzzword. Jy net so 'n bietjie in 'n veld of ingooi of veral die EFF wat sukkel om relevant te bly. Hulle verloor hulle stemmers. Hulle het geen relevantie meer in Suid-Afrika nie. Ja. So Orania en tussen ons weer met Kleinfontein, dis goeie tekens vir die ouens. Dis ons ook gesien dat hulle nie die konsep van Orania heeltemal goed verstaan nie. Ons het 'n afvaardiging uit Orania ook wat met hulle gaan ontmoet het om bietjie te gesels, maar hulle het aangegaan met hulle optog, voortgegaan met hulle optog. So waar het julle ontmoet? Nee, afvaardiging het in Kimberley ontmoet. 'n tafel 'n vergadering gereël het. Maar het hulle met 'n aggressiewe houding gekom of nee, van die begin af? Ek sê 'n aggressiewe houding. Ja, ek was persoonlik daar gewees nie, maar ek het 'n bietjie terugvoer gekry daarvan af en daar was 'n atmosfeer om met mekaar te kan gesels en mekaar te probeer vind. Ek dink maar julle het ook met die MK het julle ook tyd spandeer en hulle was meer hulle was spesifiek Kleinfontein wat met die MK. Ons het nie met die MK tyd spandeer nie. Die MK het wel in 'n verslag of in 'n media statement gesê dat hulle stem nie saam met wat Orania mee besig is nie. So maar dit is weer eens, dit is ek bietjie deur die MK dis politisering. Deur die MK se blad gaan lees. Hulle het elke dag 'n ander ding wat hulle oproep teenoor het. Elke dag 'n ding. MK calls vir dit. MK demands this must fall, this is wrong. Orania was maar een van die vele dinge waarmee die MK probleme het in Suid-Afrika. Aan die ander kant sal mens nie sulke tipe sake uit van Orania se kant af hoor nie. Ons vra nie vir dinge om te val en demand en eise en allerlei goed nie. Ons is besig om te bou. Dit is besig om te skep 'n realiteit op grondvlak. Ons vereis nie werke vir ons mense van die regering af nie, ons skep ons eie werk saam. Wat is die gevare wat vorentoe nog hier lê? Jy weet, gaan hulle artikel 235 toets nog ergens in die hof en
Dis 'n interessante vraag. Kyk, daar's geen sekerheid in Suid-Afrika. So ek wil ook nou nie iets sê wat dit laat klink asof ek die toekoms voorspel nie. Want niemand kan die toekoms voorspel nie. Orania is 'n gegewe. Die gemeenskap van Orania is 'n gegewe, die Afrikaners in Suid-Afrika is 'n gegewe en hoekom ek dit sê is omdat ons reeds hier is. Ons bestaan fisies hier. Ons het nie 'n reg nodig nie, ons het nie 'n grondwet nodig om dit te onderskryf nie. Ons het nie politici se toestemming nodig om te bestaan nie. Ons bestaan reeds. Die Afrikaner as 'n gemeenskap bestaan in Suid-Afrika. En die idee dat die Afrikaner gaan groepeer op 'n geografiese gebied, dit is vir my amper net natuurlik. So ek kan nie toekoms voorspel. Ek dink dit is onrealisties om te dink dat die grondwet gaan verander. Maar selfs al sou hy verander, dit gaan nie ons bestaanreg. Maar ek het gehoor dit is 'n goeie ding. Dit sal 'n goeie ding wees want volgens Neil de Beer. Hy sê wens iemand wil dit doen. Hy sê dan vir eens en vir altyd kan daar meer wetgewing geskryf word rondom die hele selfbeskikking ding, ja. Ja, dit is nogal so, nee, want dit is so 'n bietjie van 'n oop wet. Daai artikel 235, dit is nie 'n konkrete, dit is so 'n bietjie van 'n oop vir interpretasie. Oop vir interpretasie. So miskien as hy verander dan word hy bietjie meer gestruktureerd aangebied. Ja. En dit is wat ons probeer doen hier tot in 'n sekere sin is ons gee struktuur aan daardie wet. Ons maak hom nie net 'n abstrakte wet in die grondwet nie. Hierso is die realiteit. Dit is hoe selfbeskikking sal lyk. Maar soos ek sê, dit is 'n gegewe. Die grondwet gaan nie bepaal of Afrikaners voortbestaan of ophou bestaan nie. Net van die grondwet afhang nie. Dit is nou regtig interessant toe gehad. Ja, ek is baie bly. Ja, ek was hierso in Februarie 22. Ja, dit is nie te lank terug. Dit was in COVID-tydperk geweest. 3 jaar terug. Ja. Ek kan nie glo die plek nie. Ja, dit is ons besig. Baie ontwikkel. Ontwikkelende gemeenskap, né? Dit is ons grootste uitdaging op hierdie stadium is om die grond wat onontwikkel is te ontwikkel. Ja. Ons is baie mense wat na Orania toe wil verhuis en ons plek raak bietjie min. Nie in terme van grondgebied nie, maar in terme van ontwikkeling. Ons het baie onontwikkelde grond, so dit is goed om te hoor. Oral is hier goed uit erwe uit, hier plotte uit. Ja, moet gebou word nog. Ja, dit was interessant hè. Wat jy nie vir ons gewys het, sê hier gaan 27 huise opkom, daar gaan soveel opkom. Jy weet so. Dit is baie interessant hoor. Is daar iets wat jy nie van Orania hou nie? Ja. Dit is dat ons nog 'n ontwikkelende gemeenskap is. Ek is 'n jong ou, ek het my tydjie in die stad geniet. Was lekker met winkels waar ek enige tyd van die dag, enige tyd van die nag kos kan koop of hoë spoed internetverbindings of so mense wil as 'n jong ou is ek ook entoesiasties en energiek, so ek wil altyd hê dinge moet vinniger vorder en vinniger ontwikkel. Maar dit is maar die groot ding van Orania. Dit is nie 'n luukse stad nie, ons is 'n ontwikkelende gemeenskap. Mense moet baie realisties wees daar. Jy moet ver gaan om die gewone stadsgoed te ervaar, nee. Ander ding is, ek sê dit is negatief, maar die ander ding is mense werk ook aansienlik harder in Orania. Dis moeilik om net een hoetjie te dra. Jy's nie net aangestel by 'n werk nie, daar's gewoonlik nog gemeenskapsinisiatiewe of 'n ander instelling waarby jy betrokke raak. Maar dit is nie negatief nie, dit is inteendeel, dit is vir my lekker. So dis bly besig. En wat doen nou eintlik hier vir ontspanning of vermaak? Ontspanning in Orania word oorgelaat aan jou eie kreatiwiteit. Okay. Ek dink ons veiligheid is vir ons baie belangrik in Orania. En omdat ons veilig is, kan jy basies enigiets doen. So ver as wat jy kan dink, dit kan jy gaan doen. Wil jy gaan fietsry, wil jy gaan visvang, of wil jy gaan stap in die veld, wil jy sterre kyk, wat ook al. Daar is die tipe dinge wat jy in meeste Suid-Afrikaanse dorpe net nie meer kan doen nie. Ek kan nie my meisie vat vir 'n piknik 11:00 in die aand op 'n koppie, wat net ons twee alleen gaan sterre kyk nie. Hier in Orania kan ek dit doen. Ek kan nie dit enige plek in Suid-Afrika doen. So as jy nou 'n meisie wil uitvat, is die keuse om na Melk en Heuning toe te kom of na die rivier toe te gaan. Ja, en dis lekker kerkplekke vir jong mense en ouens hou van springhaasjag of van die boorde werk of tuinmaak of allerlei springhaasjag. Ja, dis lekker pret, ja. Okay. Ja, jy sal lekker springhaasjag en dit help die boere ook want hulle is maar 'n bietjie hulle kou die sproeiers se koppe af teen die bome en hulle grou te veel gate en dit is eintlik te veel van hulle. Vat jy hom so in die ster dan swaai jy hom so en dan. Ja, tipiese boere springhaasjag, ja. Maar ons het ook so groot geword, hoor. Presies so. Daar is plase in die omgewing wat wildjagters het, ja. Is hulle maar blesbokke of wat jag? Ja, blesbokke, gimsbokke, springbokke.
Selfs rooibokke, is nie verbaas soos nie rooibokke. Interessant hoor. As jy ietsie wou verander, wat sou jy nou graag dadelik wou verander? Dis iets waaraan ek nie gereeld dink nie. Wat ek gewoonlik maar sê is hoëspoed internetverbindings. Hulle is Maar ek verstaan hulle is besig om fiber in te sit. ja. Maar dit is 'n ding wat stelselmatig gebeur, so ja. Ja. Okay. Nie spesifiek, ek kan nie so vinnig dink. Ek moet maar aanhou groei. Ek is eintlik taamlik tevrede met die groei wat plaasvind, ja. Ja. Meer nywerhede, meer mense, meer uitvoerprodukte. Ja. Dis die rigting. Die klimaat, as ek iets kon verander, dan sou ek die klimaat verander. Te koud in die winter, te warm in die somer. Ja, en te stowwerig. Ja. Dis maar die een ding. Klimaat, Klimaat is bietjie. Ek het ergens gelees dat of gesien op 'n video dat hulle sê dit's makliker om die grondstrate te onderhou as om 'n teerpad te bou, want die teerpaaie is nie genoeg inwoners vir teerpaaie, maar nou sien ek jy dit wel nou in hierdie nuwe ontwikkelings teerpaaie ingesit. Al die nuwe ontwikkelings kry of teerpaaie of plaveise. Ja. Maar bestaande grondpaaie, dit is nie noodwendig makliker om dit te onderhou nie, is goedkoper. Dit is goedkoper om 'n grondpad te onderhou as om hom te teer, want teer is ongelooflik duur. Maar die ander ding van 'n teerpad is dat dit voeg nie ekonomiese waarde toe nie. Optiese vesel doen, verbetering van jou waternetwerk doen. Ja. Investering in 'n onafhanklike kragvoorsiener, dit het 'n ekonomiese effek. 'n Teerpad is 'n leksheid. Ja. So dit is nie 'n prioriteit in die begroting. Ja. Maar stelselmatig soos wat daar spasie is en dit is die dorpsraad se afdeling, is hulle besig om baie te teer en te plavei ook, maar ja, die fokus op baie infrastruktuur. Die ander soort van kritiek wat ek gesien het is dat julle het 'n dorpsraad, maar hulle word nie besoldig nie, so hulle doen dit vrywillig. Ja, dit is die tensy behalwe vir die aangestelde, die ouens wat aangestel is in 'n pos, hulle kry 'n salaris want hulle doen 'n werk, hulle dag tot nag werke. Maar van die direkteure, verkose direkteure en veral ook die mense van die Orania verteenwoordigende raad wat Orania op 'n politieke vlak verteenwoordig. Ja. Hulle kry honorarium per vergadering wat hulle bywoon, maar nee, hulle word nie betaal nie. Ja, so dink jy nie hulle moet 'n bietjie meer net vir elke vergadering dalk, of maar jy sê hulle kry iets vir elke vergadering, maar ja, die tyd wat jy uit 'n dag uitneem om daai ekstra vergadering, want hulle is natuurlik aangestel ook iewers anders. Kyk, julle moet verstaan, Orania het nie, ons het nie verskeie interne politieke partye. Wat die leier van die politieke party word die verteenwoordiger op die Orania verteenwoordigende raad nie. ja. Jy kan genomineer word deur 'n gemeenskapslid en jy in jou eie persoonlike hoedanigheid, as die mense vertroue in jou het as 'n leier, dan word jy 'n verteenwoordiger vir Orania. Jy kan natuurlik ook jouself nie nomineerbaar stel nie. Maar jy doen nie dit om 'n salaris te verdien nie, jy doen dit om net vir die gemeenskap. Om jou gemeenskap te verteenwoordig. Ek gaan jou nou 'n paar kwikkie vrae vra. As julle nou hierdie hardloop van julle het, nê? Ja, julle mos so baie keer, ek het gesien op een van die ander video's, nou hardloop julle klomp jong mense so, of hardloop die mense, nê? Is dit 'n kompetisie of net 'n verskoning om na die tyd koeksisters te eet? Dit hang af van watter kompetisie, maar ons hou van koeksisters. Maar nee, die ouetjies hou van fiks bly. Van fiks bly. En as jy nou die 5 km stap in plaas van om dit te hardloop, gaan ons jou dan verman na Prieska toe vir 'n week. Ja, maar dan moet jy hardloop so toe. Ja, en sê vir my, word daar punte afgetrek as jy nie jou hond saambring op die 5 km nie? Daar het tog al 'n ou saam met sy hond gestap die naweek. Die hele naweek deur sy hond saam. En die hond het ook 'n medalje gekry aan die einde. Hy het ook 'n medalje gekry. En is daar 'n aparte afdeling vir mense wat met Crocs hardloop? Ja, ek sou sê Crocs en toonplakkies is in dieselfde afdeling. Okay, en die ou wat Orania se vlag ontwerp het, was dit 'n kunstenaar of 'n kind met 'n potlood of net iemand wat baie van sonsopkomste hou? Maar ek het op self nog nie die son in die Orania vlag gesien nie, miskien in die Orania. Maar daar is eintlik 'n interessante storie want dit is 'n argitek, wel 'n argitek en kunstenaar wat die vlag ontwerp. Die klein reus, die beeld. Kyk, ek hou daarvan, nê. Ja. Ek steek nou maar net 'n bietjie die draad met jou. Dit is 'n interessante storie daai in elk geval.
Die vlag is op die einde deur 'n kompetisie gekies. So okay. daar's verskillende ontwerpe gewees en mense het gestem vir die vlag en die mannetjie wat sy mou oprol het gewen. Ja, is baie oulik hoor. Dit lok baie gesprek uit. Ja, dis Okay,